Nou, ek het gereken om vanoggend in die ekonomiese nuus eintlik 'n beroep op almal te doen. En dit gaan oor inflasie. Onthou, inflasie word op verskeie maniere bestuur en beheer. Die Reserwebank het twee maniere hoe dit doen. Die een manier, kom ons noem dit 'n meganiese proses, waar hulle geld goedkoper of duurder maak, en dan is daar meer of minder mense wat geld leen, en dit beïnvloed natuurlik vraag in die ekonomie. Dis een manier, dan is natuurlik 'n paar ander kanale ook, maar dis die voor die hand liggende manier. So die Reserwebank, deur daardie rentekoers hefboom stywer of slapper te maak, beïnvloed die vraag na krediet, en dit uiteindelik na vraag, en dit het uiteindelik 'n impak op inflasie in die ekonomie. Daar's 'n ander manier waardeur die Reserwebank ook inflasie beïnvloed, en dis waarskynlik 'n meer belangrike manier, en dit is deur inflasieverwagtings aan te spreek. Hulle noem dit oop mondbeleid of open mouth policy, en Lisette Jaco is baie goed daarmee. So basies wat hy sê, luister nou, elke keer as hy praat, elke keer as hy iets te sê het, omtrent elke keer sê hy iets oor inflasie, en vertel hy die hele tyd vir ons, inflasie moet af, inflasie moet af, inflasie moet af. En ons het nou inflasie mikpunte van 3%. Maar hier is my beroep op almal. Dit is ons almal se plig om saam te werk om inflasie laer te kry. En jy mag nie enige prysverhoging bo 3%, jy eintlik verkies ek onder die 3%, maar jy skop vas soos 'n steeksdonkie as iemand vir jou sê hulle wil pryse verhoog met meer as 3%. En dit geld veral vir die staatsbeheerde instellings, soos byvoorbeeld Eskom, die plaaslike owerhede en 'n hele klompie van ander. Maar dit is die groot sonnebokke wanneer dit kom by inflasie. Nou hier is die eerste plek waar ons sommer almal kan saam staan en daarteen ons monde oopmaak. En dit het te doen met hierdie totale buitensporige eis van die vakbonde wanneer dit kom by Eskom. Hulle het 'n 15% verhoging geëis wat hulle salarisse aanbetref, en Eskom gee vir hulle 3,5%, dis wat Eskom aanbied, en dit is heeltemal te hoog. Soos dinge staan, word staatsamptenare wat die Eskom werkers insluit alreeds as reël oorbetaal, en as reël is hulle onderwerp. Hier is 'n geleentheid en hier is ons plig om ons monde oop te maak en seker te maak dat hulle nie hierdie totale buitensporige verhoging kry nie, want uiteindelik gaan ek en jy daarvoor moet betaal.